Dit is Katie tyd in die suide en natuurlik kuier Kletskompas saam op Keetmanshoop. Hallo en welkom by vandag se episode van Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en vandag bring ons vir jou onderhoud al die pad van die Keetmanshoop Landbou en Nywerheidskou natuurlik op Keetmanshoop deur Aitsa en Otis Daniels. Maar vereers gesels ek en Ougito Greig oor die nuutste nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, jy kyk nou na die nuutste inskrywings in Republikein se kiekie kompetisie. Ougito Greig saam met my in die Kletskompas ateljee. Ougito, hoe gaan dit? Goed, dankie. Dit is 'n eer en 'n voorreg om weer hier te kan wees. Dis Dinsdag, dis nog 'n wyle oor in ons week. Maar in Woensdag se koerant, nou Môre se Republikein, 'n ondersoek na klagte oor die arbeidskommissaris wat deur die arbeidskommissaris ondersoek word. Nog erger, dis arbeidsklagte. Dit gaan oor werwings en poste en selfs reistoela wat glo onreëlmatig daar toegepas word. En dit is baie kommerwekkend want daai kantoor is veronderstel om seker te maak dat niemand anders met hierdie tipe ding die toonbeeld te wees van arbeidsprosedure. So die teenkorrupsiekommissie is nou genader en hulle gaan blykbaar ondersoek instel. Ons wag natuurlik in spanning tot die nuwe hoof van daai teenkorrupsiekommissie wat binnekort sy pos sal inneem, hopelik. En dalk sal dinge 'n bietjie vinniger afgehandel word. Maar beslis hierdie is 'n kommerwekkende verwikkeling. Alhoewel dit kom van binne die kantoor. En as enigiemand moet weet hoe die stelsel gemanipuleer en misbruik word, dan is dit hulle. So hopelik gaan hulle nou in die toekoms daardie kennis oor hoe hulle stelsels manipuleer word gebruik om ander plekke se stelsels wat manipuleer word te ondersoek, sou ek hoop. Ja. Maar ja, dis net vir my jy weet, as enigiemand weet hoe arbeidsprosesse werk, moet dit hulle wees. Dit is nou soos 'n prokureur wat sy mense laat betaal of hulle nie toelaat om hulle middagete te vat nie. Wat nie die wet volg. Jy weet mos baie mooi wat die wet is, jy weet. Maar ek het vir jou 'n vraag oor die teenkorrupsiekommissie. Ja. Dink jy daar gaan 'n nuwe blaadjie oorslaan? Ek dink in die afgelope jare is Namibiërs toenemend teleurgesteld in die teenkorrupsiekommissie. Jy weet dat dit voel half in die era waar fishrot en oil rot en al wat 'n rot is, na vore kom, voel dit asof die teenkorrupsiekommissie half eintlik maar net 'n klein visies vang. Ja, ek ken daai gevoel en ek moet erken, ek dink dat dit is 'n baie moeilike taak om korrupsie teen te staan, veral as jy aangestel is deur die regering en dit is amptenare en beamptes, soms hoë vlak mense in die regering wat staan met die moles en so dit is moeilik om die regering te polisieer, veral onder die regering se eie reëls wat soms nie konsekwent toegepas word nie. Ek het hoop dat dinge beter gaan gebaseer op die indruk wat Brian Eisep voorheen op my gemaak het toe ek hom in die ateljee mee gepraat het. Dat was destyds in verband met die finansiële intelligensie. Maar wat ek dink moeiliker sal wees, is
dat ons sal kan sien dat regverdigheid gehandhaaf word. Jy weet, baie van hierdie kwessies word soms stil hanteer. Miskien word iets gedoen om dinge beter te laat gaan, maar ek dink dit is van uiters belang dat die Namibiese publiek kan sien dat korrupsie teengestaan word en dat regverdigheid gehandhaaf word. So ek wens hom alle geluk. Wens hom alle sterkte toe van my kant af. So gepraat van regverdigheid. Een ding wat vir my, jy weet, geweldig onregverdig is dat Afrika en Asië nou half die kort end trek van die globale omgewingskrisis, jy weet. Europa sit in hierdie stadium met een van die ergste hittegolwe wat die vasteland nog ooit geken het. Ja. Ons hier in Suider-Afrika sien jaar op jaar hoe ons weerpatrone verander. Ek meen die winter het hierdie jaar 2 weke later begin as wat hy laas jaar begin het. En op die agterblad van Môre se Republikein berig hulle oor wat hulle noem Godzilla. Dis nou die Super El Niño, hy is nou die naam Godzilla gegee. Hulle sê dit sal ongeveer 12 tot 18 maande duur, die El Niño self. En dan is daar nou nog 'n bietjie langer vir die gevolge om nou heeltemal uit te loop. Soos 'n jaar tot 'n jaar en 'n half. Ja. Wat die El Niño self gaan duur. En daai verslag, dis nou 'n verslag deur Oxford, wat keer op keer herhaaldelik sê, jy weet, Afrika, suid van die Sahara, Suider-Afrika en Asië gaan aan die kortste intrek. Ja, jy weet, ja. En die rede hoekom dit vir my onregverdig is omdat hierdie globale omgewingskrisis kom uit nywerheid en vernuwing en jy weet, koolstof en al daai tipe goed wat die ontwikkelde wêreld gebou het. Ja, ja. En nou trek die ontwikkelende wêreld aan die kortste end. Jy weet, dis you're kicking a man while he's down. Jy weet? Ek hoor jou en ek stem saam, dis onregverdig, maar die lewe is onregverdig. En ek dink as jy vroegtydig gewaarsku is, dan is dit jou verantwoordelikheid om jouself voor te berei en reg te maak. Ja. Daar is stappe wat ons kan neem. Van die stappe is moeiliker as anders. Maar ek weet nie dat ek kan sê enige iets het verander sedert die tyd wanneer meer en meer mense begin glo het in klimaatsverandering. Jy weet, in die begin was dit maar 'n bogstorie, het baie mense gesê. In onlangse jare het ons meer en meer bewyse gesien en ek dink deesdae glo die meerderheid mense dat dit wel aan die gebeur is. Tog sien jy nie dat stelsels verander word nie en dinge in plek gestel word nie. So daarin is ek bietjie teleurgestel. Dit blyk soms dat die enigste motivering wat werklik op die mens werk is geld. Ja. Selfs die dood maak geen verskil nie. En die hongersnood wat kom, ons kyk maar met groot oë terwyl ons bankrekenings noukeurig nagaan en wag tot die magies begin grom. Ja. Is dit ek dink is 'n Franse filosoof, Jean-Jacques Rousseau, wat gesê het when the rich will have nothing left to eat, they will realize that they cannot eat money. Ja. En dit is weer eens, jy weet, hierdie klimaatsverandering kwessie dat jy weet meeste van, ek dink iets soos 60 tot 80% van koolstofdioksied uitlatings kom uit die rykste van die rykste. Ek praat nou nie van die rykste Namibiërs nie. Nee. Ons ouens is nie ryk in vergelyking met, jy weet, 'n Mark Zuckerberg wat 'n helikopter van sy yacht af launch. Dit het regtig gebeur. Dis regtig so. Jy weet, en Taylor Swift wat vir 6 minute in haar private vliegtuig klim en vir 6 minute vlieg. Jy weet, want sy wil nie ry nie, ek weet nie. Jy weet, so en dit is vir my so onregverdig is, Afrika begin, ek dink nou besef dat daar krag is in nommers. Jy weet, dat
die pure aantal mense wat ons op hierdie vasteland het, vir ons 'n voordeel kan wees in ontwikkeling, jy weet, en in nywerheidsontwikkeling. En nou gaan ons nywerheid nie ontwikkel nie, want ons sit met 'n El Niño en ons kan nie lekker boer nie, ons sukkel nou uit daai wegspringblokke nou dat ons Kyk, daar is gekom altyd redes hoekom iets nie kan gebeur nie, maar dis wat dinge bereik, doen dinge ten spyte van daai redes. Ek dink ons het nog altyd 'n geleentheid en ek wil ook net noem dat kyk, as die hele wêreld nie wil luister en aanpas nie, dit stop nie vir 'n individu om aandag te gee en stappe te neem in sy of haar hoedanigheid nie. So ons kan nog altyd iets doen. Ons word nou gewaarsku, so kom ons doen wat ons kan. Ja, want jy kan tref voorsorg, kyk van ons AgriMonitor, jy gaan nou 'n lokprent sien vir daai een, oor hoe jy jou grond kan gesond hou tydens die El Niño. Are you curious as to what is driving the cars world? Well, we are bringing you into the world of cars. Tech, trends, road trips, and the stories behind the wheels. It's fun, it's fast, and it's full of surprises. This is your ultimate cars companion. You can catch My.NA Cars every Thursday at 9 p.m. with me, your favorite passenger princess, Diana Master, because it's not just about the ride, it's about the journey. Van die super El Niño tot terug in die winter wat ons tans ervaar, kom ons gaan kyk hoe maak die weer môre. 'n Sonnige dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 2 grade Celsius en 'n maksimum van 20 grade Celsius. Ook sonnig in die ooste op Gobabis met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 26. Gedeeltelik bewolk in dele van die noorde met 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 30 grade Celsius vir Eenhana. Gedeeltelik bewolk in dele van die kus op Swakopmund 'n minimum van 12 grade Celsius en 'n maksimum van 14 grade Celsius. Uiters winderig op Arnos met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 27. 'n Sonnige dag ook vir Reebot met 'n minimum van 2 grade Celsius en 'n maksimum van 21. Hierdie week op AgriMonitor herhaal ons 'n gesprek met Jason Sparrow van Kynog. Hy's 'n landboukundige daar wat vir my tydens Nampo vertel het hoe boere hulle grond gesond kan hou. Boere wat natuurlik uit 'n droogte toestand in een van die mees verskillende droogtes in Namibië se geskiedenis uitkom. Na 1 of 2 seisoene se goeie sterk lekker reën en dan weer reguit in die super El Niño toestand in. Hy vertel wat jou grond gaan nodig hê, nie net om jou deur hierdie tydperk te dra nie, maar ook om vir jou 'n goeie basis te bou wat jy dan nou weer kan indra uit hierdie super El Niño tydperk uit. Dan het ek ook gesels met Ian Deel van Jojo. Hy vertel oor 'n nuwe produk wat by die Jojo reeks toegevoeg word. Lekker splinter nuwe tegnologie vir jou om te sien wat jou water gaan help en jou gaan help om beter water op te gaar in jou watertanke. Kyk vanaand om 8:30 AgriMonitor op Netwerk Televisie, DStv 285 en GoTV kanaal 25, asook oneup2.com. Ons gaan kuier nou saam met Aitsa op Keetmans Hoop by hulle landbou en nywerheidskou. Ons is op dreef, die landbou expo is die 27ste Oktober tot die 31ste Oktober. Ons het al begin met beplanning omdat dit 'n groot event gaan wees. Dit sal amper twee keer groter wees as wat dit was, omdat ons hierdie jaar baie fokus op die agriculture gedeelte
ja, daar is ook 'n groot navraag van agriculture ouens wat hulle inkom soos die exhibitors, die breeders en dan ook die landbouskool self, die diere en so aan. 70 jaar terug, meneer, het dit ontstaan deur wat die boere daai tyd gedoen het, net bymekaar gekom om fondse in te samel vir die droogtes, om die opkomende farmers, die breeders te kan ondersteun om vir hulle losering en voeding te kan koop vir die diere en medikasie en so aan te kan help. En dat was 'n groot droogte. En so dit opgebou elke jaar van die skou af na industrial sektor bygesit en so dit opgebou nou 6-7 jaar terug waar as nou nie net die industrial sektor ook het, maar die toerisme sektor ook het. En dis hoekom dit nou agriculture, industrial en toerisme sektor om 'n samevatting te maak wat jy in die suide kan kry. Omdat dit so ryk is in die agriculture area in Namibia, die suide is selfs die industrie area, ons het baie myne hier so mynbese en so aan. En dan het ons ook 'n groot toerisme aantreklike plekke in die suide. En ons gee dit nou die platform vir hierdie sektors om hulle se produkte, hulle services om exhibit, om blootstelling te doen sodat die mense weet van hulle suide. Baie van die mense as jy moet vra, as jy in noord te gaan en vra sekere gebiede hier in suide, wanneer kom met troos, dan weet hulle nie. So, ons is hier om sulke maatskappye blootstelling te gee. En dis die rede hoekom ons dan en so het dit maar aangeloop tot waar ons is vandag vir die sektors wat ons cover. Laas jaar het ons plus 9000 mense deur die hekke gehad. En nou die event is in die suide en van Hardap af en dan die Karas is die grootste expo. So die influx van die mense rondom die klein dorpe is geweldig, veral die donderdag, vrydag en saterdag aan. Die boerbok kompetisie is een, daar's twee gedeelte wat ons cover. Ons cover die pels wat baie belangrik is. Ons is ook die enigste expo wat die topgehalte pels exhibit. So jy kan hom kom voel hoe lyk die top wenners van die pels word ook gedisplay. Dan het ons die boerbok kompetisie laas jaar het dit marvelous increase bo ons verwagting. En veral in die small ouens wat opkomende breeders het baie belang gestel. So hulle word nou weer toongestel teenoor die groot ouens sodat hulle kan hulle se diergehalte bietjie opkikker sodat hulle kan op die groter skou's landbouskou's so stambreed en so aan hulle diere na toe kan vat. Dan hierdie jaar het ons al vroeg begin beplan. Ons gaan die expo die boerbok kompetisie het, maar ons gaan samenloop ook 'n geleentheid gee dat daai gehalte diere op auksie kan kom sodat die jong ouens wat nou opkom ook kan van daai gehalte rame en so aan en oë kan koop. Die uitstallers is mos nou in drie fasettes. Dit is mos nou die industrial, die toerisme en die agriculture sector. So laas jaar was daar ook manne van verskillende sektors. Soos ons het mos die groot saal waar ons die corporate ons akkommodeer. Daai is 'n mengelmoes nou. Daar is ons cover al drie sektors binnekant. Daar kyk ons na omtrent na 92 uitstallers net in die groot saal. So hy is gewoonlik soos u moet al sien hy vol. Al die klein gedeelte hierdie jaar wat eintlik ons toerisme saal daai is. Hierdie jaar gaan ons nou ombou. Hy vat ook so tussen 58 stalletjies gaan daar kom en hulle gaan nou weer net toerisme gedeelte cover. Dit sal nou soos wynproe, kas die toerisme opset gaan ons daar sit. En dan gaan ons buitekant dit ons mos nou 'n baie groot area wat ons cover, die agriculture gedeelte wat ons die industrial masjiene en al daai tipe sonpanele ja, en ons maak nog kontak met ander groot uitstallers om te kom. Die expo bring groot geld bring na die dorp, nommer 1. Want dienste word gebruik, nommer 2. En nou as 'n mens as daar 10 mense tandeborsel vergeet dan kom koop hom hier by Spar. Kom koop hom by Shoprite. Die raadseienaars maak geld. Die akkommodasieplekke maak geld. En nou ons het net so opsomming gemaak, amper 900 000 rand word gespandeer op akkommodasie. Want al die
die aantal mense is amper 200 uitstallers. Die 200 uitstallers kan jy sê times 2. Nou die mense moet akkommodasie iewers hê. En 70% van die kom bly nie by mense, hulle word ingeboek. Of van watter company hulle dit doen, maar hulle word kom ingeboek. Nou die mense spandeer hulle sy geld hierso. So wat ek vir u kan sê is dat ons die dorp self kry groot financial input gedurende hierdie skool. Die dorp self word op die mark geplaas, want hierdie exhibiting gedeelte word gecover op alles social media platform en dit bring ook die gesig van die dorp na vore. Vreeslik, want u moet weet ons van tydse kant af, die expo gedeelte kan af gee ons klaar 20 stalletjies gratis vir die SME. Die rede hoekom ons dit doen is juist om vir hulle 'n platform te kan skep sodat hulle kan as 'n produkte kan exhibit, dat hulle kan batte met mekaar en dan ook 'n database kan opbou sodat hulle na die expo kan trade. So ons voeg maar 'n arm na hulle kant toe uit sodat ons kan vir hulle geleentheid gee om te kan exhibit. Daar is wel van die hele industriële kant af is daar omtrent 30% wat ons voorsiening maak vir die SMEs. Vir die besighede wil ek sê, hulle moet die platform gebruik wat ons vir hulle gee om hulle se services en hulle se produkte te kom verkoop, te kom uitstal en dan om kliëntel meet and greet jou clients. Baie van die mense weet die bestaande windhoek, hulle kom pop 1 keer, 2 keer in, maar hulle is bly as hulle jou hier kom sien. So byvoorbeeld ons het 'n jaar terug het ons routine machineries iets gehad. Mense weet is 'n government instansie wat gehelp word om small besighede masjiene en so aan te kan voorsien. En dit was plaaslik hierso en die mense was bly want hulle kon op die spot kon hulle vir hulle masjiene koop en so. So besigheid eienaars kom aan boord. Ons gee julle die platform. Dan die besoekers, die baie belangrike mense, die VIP mense is die waarvoor ons die platform skep is die gemeenskap. Julle is meer as welkom om te kom kyk wat is daar so, kom kry knowledge about wat jy kan sien wat gedisplay word en dan ook kom koop, kom spandeer geld, vat jou kind uit, geniet. En nou ons het nog die Merry-Go-Round by ons wat een van die grootste trekpleister is vir die event. Ons het die Boerbok hierso wat ook 'n groot trekpleister is en ons het dan nou soos gesê die Pels wat geëxhibiet word wat ook 'n groot trekpleister is. En dan het ons mos nou die opportunities waar jy kan engage, jy kan hand kom vat, jy kan groet, jy kan kom eet, jy kan kom geniet. So kom gemeenskap. Ons is hier op die platform vir julle en ons is bly om met julle saam te werk. Ons staan op en aan vir julle te vertel. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou jy kan Klets Kompas elke maandag tot donderdag sien op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. So tot môre van my Irene Marie van der Walt en die hele Klets Kompas span. Is dit mooi bly.